Nou vriende, dit is weer 'n genade voorreg om vanmôre saam met u te kan wees so rondom die woord, en die gebed van my hart is dat die Here vir ons sal onderrig en sal wysheid gee by die aanhoor van sy woord en ook by die verkondiging van sy woord, sodat hy in en deur alles verheerlik sal word. Ons is besig met hierdie kort reeksie. Ek het vir u gesê ons het so kort onderbreking in ons gelykenisse wat ons besig mee is, en ons praat bietjie oor 'n waardige wandel. Vir u gesê daar in Efesiërs, die 4de hoofstuk, kom die apostel Paulus en hy sê: ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra en ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van die vrede. Nou, ons het al reeds so 'n bietjie gepraat oor Paulus, die gevangene, en hoe hy pleit by mense, soos 'n bedelaar pleit hy by mense, dat hulle sal bekeer tot die Here, en as hulle aan die Here behoort, dat hulle waardig sal wandel die roeping waarmee hulle geroep is. Ons het klaar gekyk na die gedagte van nederigheid en sagmoedigheid. Nou vriende, ons het nie alles gesê wat ons kan sê oor nederigheid en sagmoedigheid nie, maar ons vertrou dat u 'n verdere studie in die Bybel sal doen. Maar vanmôre gaan ons bietjie kyk na die gedagte van wandel in lankmoedigheid. Baie belangrik om dan ook na hierdie gedagte te kyk. Nou, lankmoedigheid in die Engels is die woordjie patience. Is eintlik 'n eenvoudige verklaring van die woord, dat ons nie ongeduldig moet wees nie, maar vriende, dat ons geduld sal hê met mense. Nou, ek glo ons almal stoei met ongeduldigheid by tye. Ongeduldigheid is amper deel van die deursnee mense, en ek wil sê amper 'n aanvaarbare sonde in die lewe van die kind van die Here. Ons het soveel verskonings wat ons soek, waarom ons nie geduldig is nie, waarom ons nie lankmoedig is nie. En baie keer beskuldig ons ander mense en sê, as hulle net teenoor my reg opgetree het, dan sou ek nie so opgetree het nie, en sien ons maar hoe die Adam en Eva tendens in ons harte pos gevat het deur ander te blameer vir sonde in my lewe. Daarom wil ek u nooi om saam met my te kyk na die gedagte van wandel in lankmoedigheid, want die Bybel sê ons moet waardig wandel die roeping waarmee ons geroep is. Ons almal is geroepenis van die Here om 'n getuie te wees vir Christus, om deur ons woord en ons daad vir ander te wys. Ons is nuut gemaak. Daarom is dit belangrik dat ons vir die Here sal vra: Here, is daar lankmoedigheid in my lewe? En kan ander die Here Jesus in my lewe sien? Nou, die vraag wat ek wil probeer beantwoord is: hoe kan ek weet of ek lankmoedigheid in my lewe het en of ek groei daarin? Ek dink dis 'n belangrike vraag wat ons moet beantwoord, want ons weet nou lankmoedigheid is in die Engels patience, dis om geduldig te wees, dis om werklik in my lewe daardie absolute gesindheid te hê van wanneer dinge gebeur, dat ek dit sal hanteer op 'n manier wat God sal verheerlik. Dat ek nie ongeduldig, oorhaastig, kortaf en ongenaakbaar sal optree nie, maar 'n gesindheid van die Here Jesus sal openbaar. So hoe kan ons weet of ons lankmoedigheid het? Die eerste gedagte wat in die woord na vore kom, en die vraag wat ons vir onsself kan vra: het ek selfbeheersing? 'n lankmoedige mens is 'n mens wat homself kan beheer. Nou vriende, as iemand jou beskuldig van iets, is die vraag is, val jy dadelik aan? Verdedig jy dadelik jouself? Of is jy bereid om te oordink en self te evalueer dit wat van jou gesê was? Dis belangrik, want u sien, selfbeheersing is juis om wanneer daar kwaad aan my gedoen word, op so 'n manier op te tree, dat die ander persoon dadelik kan sien, maar jy het 'n ander gees in jou, die gees van die Here Jesus self. Hoor wat sê Spreuke 16 vers 32. Die lankmoedige is beter as 'n held, en hy wat sy gees beheers, as een wat 'n stad inneem. Kan nie glo dat die woord 'n lankmoedige persoon so vergelyk met 'n held. Hy's beter as 'n held. Nou, ons weet toe Saul en Dawid die Filistyne so verslaan het die vrouens gesing en gesê, Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sy 10.000. Hulle was helde gewees, en Dawid was die besondere held gewees. Nou sê die Bybel vir my, 'n lankmoedige mens is beter as 'n held, is beter as iemand wat in die oorlog 'n oorwinning behaal. Die Bybel sê vir ons, as iemand sy gees kan beheer, is hy beter as een wat 'n stad inneem, wat 'n oorwinning behaal, wat 'n oorlog wen. Daarom wil ek jou vra, het jy selfbeheersing? Kan jy jouself beheer wanneer iemand teen jou iets sê, jou beskuldig, jou aanval? Of is daar dadelik 'n gesindheid van vergelding, verdediging, om op die einde van die dag daardie persoon presies te vertel wat in jou gedagte is oor hom of oor haar? Die volgende gedagte: hoe kan ek weet of ek lankmoedigheid het? Begeer jy om in vrede met mense te lewe? Of is jou leefwyse, word dit gekenmerk deur onmin, twis
en allerlei verskille met ander mense. Dit is belangrik om jouself die vraag af te vra. Is jou begeerte om in vrede met mense te lewe? Nou ons weet ons gaan nie met almal in vrede kan lewe nie. Die Bybel sê vir ons baie duidelik in Romeine dat sover dit van julle afhang, lewe in vrede met ander mense. Maar ondersoek jou hart. Vra vir jouself die vraag af: begeer ek om in vrede met ander mense te lewe? Is daar in my lewe 'n gesindheid om eerder onmin en twis uit te skakel? Of is ek die aanvoerder daarvan, die initieerder daarvan, die een wat altyd in geskille met almal is? Hoor wat sê die Here in Galasiërs 6 vers 1: Broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reg help met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy nie ook versoek word nie. Baie keer sal ons praat van ander mense se sonde en baie keer sal ons in 'n gesindheid of in 'n gesprek betrokke raak waar ons ander mense sal afbreek of afkraak of baie keer in 'n bekgeveg betrokke raak met mense. Maar die vraag is, ondersoek ek my eie hart? Is daar 'n gesindheid in my lewe wanneer iemand anders te val of wanneer iemand anders te sonde doen? Here, hoe lyk ek? En bewaar U vir my, want ek is nie beter as ander mense nie. Ek is anders, maar ek is nie beter nie. En Here, ook ek kan val, gee my die gesindheid van lankmoedigheid, selfs teenoor hulle wat gesondig het. Ek dink baie keer daaraan, vriende, wat sou ons met Dawid gedoen het as hy vandag geleef het? Die oorgrote meerderheid Christene sou hom vervloek het en sou gesê het, hy behoort nie aan die Here nie en hulle sou hom uit die kerk uit geban het. Maar die gedagte is net hoe is my gesindheid teenoor mense wat my te nakom? Mense wat teenoor my verkeerd optree, teenoor my miskien sondig. Dis noodsaaklik om daai sonde uit te wys, verseker. Dis noodsaaklik om daardie sonde aan te spreek, verseker. Maar ek doen dit altyd met 'n gesindheid van lankmoedigheid. Daar is in my hart 'n gesindheid van weemoed, 'n hartseer in my hart omdat die broeder of suster geval het. En ek poog om onder hulle in te kom, om hulle weer op te tel, sodat hulle weer die pad saam met my kan stap. Hierdie woordjie om een reg te help beteken om daardie gebreekte been te spalk sodat hy weer gesond kan word. Is een ek daardie persoon? Of vriende, is ons eerder bereid om in onmin en onvrede met mense te lewe en sondes uit te wys en te vertel hoe sleg ander mense is terwyl hoe goed ek is? Belangrik dat ons hierdie saak sal raak sien uit die woord van die Here. Nog 'n gedagte of ek lankmoedig is wat is my gesindheid teenoor die ongereddes? Vriende, is ek lankmoedig teenoor ongeredde mense? Die vraag wat ons vir onsself moet afvra is, besef ons dat ons ook op 'n stadium ongered was? Hoor wat sê Titus 3 vers 3. Want ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op 'n dwaalweg, verslaaf aan allerlei begeerlikhede en sinnegenot. Ons het in boosheid en afguns gelewe. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. Maar toe die goedertierenheid van God ons verlosser en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees, wat hy ryklik uitgestort het op ons, deur Jesus Christus ons verlosser, sodat ons geregverdig deur sy genade erfgename kan word, ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe. Jy sien, vriende, lankmoedigheid groei en neem toe, na mate ons verstaan dat die Here in absolute beheer ook van my lewe is. Hy het hierdie kosbare genade aan my geskenk om my te red. Ek was ook vroeër onverstandig. Ek was ook vroeër op 'n dwaalweg gewees. Ek het ook singenot gehad en ek het ook in boosheid en afguns gelewe. Maar God se barmhartigheid was oor my groot. Daarom moet ek ook groot barmhartigheid hê teenoor ander mense. Ek moet ook genadig teenoor ander mense optree en hierdie lankmoedigheid aan hulle bewys soos die Here aan my bewys het. Ag, ek wil u vra dat u ook lankmoedig sal wees in u wandel met die Here. Dat u nie ongeduldig sal raak as die Here oor jou lewe sekere probleme en sekere siekte en sekere stryd toelaat nie. Ek wil u vra en by u bly dat u ook saam met my waardig sal wandel die roeping waarmee ons geroep is. Met hierdie lankmoedigheid, waar ons regtig patience sal hê, dat ons nie ongeduldig sal raak met die Here en met mense en met ongereddes en met mense wat miskien sondig of teenoor ons verkeerd optree nie, maar dat ons werklik die Here sal bid vir wysheid, verstand en insig om hom te verheerlik. Ek sluit af met die woorde van Jakobus 5 vers 7 tot 9. Daar staan: wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Kyk,
Die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee totdat hy die vroeë en die laat reën ontvang het. Julle moet ook geduldig wees. Versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Moenie teen mekaar sug nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. Kyk, die regter staan voor die deur. Mag u en ek hierdie saak verder ondersoek en mag ons besef dat ons het nodig om lankmoedig te wees. Om werklik teenoor ander mense, gered en ongered, familie, vriende, huisgenote, man, vrou, teenoor mekaar lankmoedig te wees, sodat ons dan ook vir die wêreld kan wys dat ons nuut gemaak is, dat ons aan die Here Jesus behoort en dat ons waardig wandel die roeping waarmee die Here ons geroep het. Dat ons nederigheid, sagmoedigheid en lankmoedigheid sal openbaar. Ons gaan 'n bietjie môre kyk na die gedagte van om mekaar in liefde te verdra, wat dit beteken. Mag die Here vir ons ryklik seën en wysheid gee om ons te onderwerp aan hom. Mooi dag vir u verder te raak.